Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag altyd lekker om te gesels met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Doopie, altyd lekker om saam met julle te kan gesels. So lekker sports oor die naweek, die FSA in Israel natuurlik wat vir Iran ingeval het en ons het al gepraat oor iets soortgelyk voorheen natuurlik Rusland en Oekraïne, maar hoe gaan hierdie spesifiek ons boere beïnvloed? Doopie, ek dink meestal kyk ons nou eers na die graanbedryf. Wat in die graanmarkte aangaan, kan dit pryse opdruk, kan dit die rand laat verder versterk. So niemand weet regtig presies waar hierdie ding gaan val nie. Maar as jy nou gaan kyk na oliepryse het natuurlik die hoogte ingeskiet. Ek dink ons oor die naweek ons staan nou op $76, $78 daar rond. So dit het natuurlik die hoogte ingeskiet en dit gaan verseker ons brandstofpryse binnekort ook opwaarts stoot. So dis verseker een effek wat ons boere dan gaan voel. Die ander een is goud het wel weer 'n bietjie begin klim. So ons die Engelse woord die safe haven wat ons nou weer soek van die beleggers soek nou weer daai veilige beleggings. So hulle beweeg nou weer 'n bietjie weg van die dollar af terug na goud toe. Of meer weer na goud toe. Ek sê nie sê terug na goud toe nie. Ek dink almal is reeds by goud, maar wat nou gebeur is as goud versterk kan die rand moontlik ook dan weer verder versterk. Ons het dit nog nie in die rand se effek gesien nie. Hy staan nog steeds hier op R15.93 daar rond, maar as ons vandag nou begin verhandel kan hy moontlik dan nou weer verder versterk met die goudprys wat dan spesifiek opwaarts beweeg en ons wat dan nou nie deel is van die konflik gelukkig nie. En so ek dink ons kan ook so 'n bietjie afwaartse druk kry van 'n spesifiek van 'n rand of van 'n wisselkoers oogpunt af. Maar terselfdertyd, dis hoekom ek sê dis baie moeilik om dit nou te plaas. Terselfdertyd sien ons wel weer dat lande nou om met hierdie ekstra onsekerheid, veral dan kom dit by voedsel, dan gaan kyk hulle hoor ons moet voedsel seker maak. Ons het dit binneslands, so hulle gaan koop ekstra voedsel aan. Gewoonlik koringpryse wat dan eers spring veral omdat dit nogal redelik in die area is. En ek dink daar kan ook so 'n bietjie ondersteuning van dit afkom. So weer eens, watter een die groter effek gaan hê, is moeilik om te bepaal, maar ek dink dat ons dalk so 'n bietjie groter effek, dat die prys dalk weer 'n bietjie kan opgaan met hierdie uitbraak en hierdie ekstra onsekerheid wat ons het. En dan plaaslik sien ons baie goeie reën, as ons by graanmarkte sommer dan bly. Plaaslik sien ons wel goeie reën. Ons plaaslike oes wat redelik groot gaan wees hierdie seisoen, en ons verwag dat hy wel groot gaan wees, en weer eens dan begin ons kyk na waar ons 'n diepsee uitvoerpariteite staan. So tans is ons so op so R3.140 dink ek, as ek nou reg kan onthou vir witmielies. Die gevoel is hy kan nog so R100 afkom moontlik. Nie goeie nuus natuurlik nie, vir ons boere nie. Maar hy kan moontlik so R100 nog afkom, dalk so 'n bietjie meer, en dan kan ons diepsee uitvoere begin registreer of begin boek, en as ons dit kan regkry, dan en ons kan so 2 miljoen moontlik uitgevoer kry na diepsee toe, dan kan ons moontlik weer terug beweeg na 'n El Niño weersverskynsel waarna ons beweeg einde van die of middel van die jaar toe, einde van volgende jaar af van hierdie jaar, en dit kan weer 'n baie interessante mark vir ons skep. So ek dink boere moet nie noodwendig te negatief raak dat pryse nog so 'n bietjie moet afkom nie. Dit kan vir ons vorentoe of later in die jaar baie positiewe nuus wel skep. Johnny, so oor die laaste week het ons gesien lamspryse het nogal skerp gedaal. Wat het dit veroorsaak? Toepie, ja, ongelukkig sien ons nou ons bietjie meer aanbod, en dat lamppryse het wel nou bietjie afgekom. Ek dink die slagpryse wat oor die laaste maand, 2 maande baie afgekom het, hy het van so R110 afgekom na so R94 toe, en dit het natuurlik nou maar oorgespoel na die stoorlampryse toe, wat wel afgekom het, en ons sien wel nou bietjie meer van daai diere wat nou in die mark kom. So dit beteken dat dit redelik skerp gedaal het. Ek dink ook tot 'n mate dat back and closure relatief in die mark ingeprys is. Ons sien nie meer, boere hanteer dit redelik nou maar soos 'n gewone siekte, hulle spuit die diere, hulle al het hulle nog nie inentings nie, en hulle hanteer die markte soos dit is. So ek dink die effek op die mark, ek weet die effek op die diere is nou nog daar, al daai tipe goed, maar die effek op die mark begin ons sien, dit begin al hoe minder en minder
raak. As dit uitbraak op ander plekke is, die mark is nie meer so paniekerig soos wat ons gewoonlik gesien het nie. En ons vergelyk dit nogal baie met wat COVID ook was. So nou, ek dink baie mense kry COVID, baie mense het dit partykeer nog, maar ons toets nie noodwendig meer daarvoor nie en ons is nie meer noodwendig paniekerig daaroor nie, want ons weet hoe om dit te hanteer. So ek dink ons is baie in dieselfde plek met die vleismark op die oomblik, maar en ons is natuurlik einde van die jaar ook nou. Ons is einde Februarie gewees en dit kan moontlik vir hierdie week wat ons nou kom sien dat ons pryse wel bietjie kan opwaarts beweeg. So dit kan baie interessante dinamikas wat ons nou in die vleis en die graanmarkte sien. Johnny, altyd lekker om met jou te gesels op 'n maandag. Baie dankie vir jou tyd. Dis Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Ons is weer terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons vanoggend Stefan van Dijk, as die nasionale verhoudingsbestuurder by Intelligram te gesels oor rentmeesterskap as dit kom by landbou. Stefan, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Doopie, hoop dit gaan goed met julle almal. Dankie my maat. Luister, so as dit nou kom by rentmeesterskap, prakties, wat beteken rentmeesterskap vir die produsent? Want rentmeesterskap beteken dat jy verantwoordelik moet optree, selfs al omskryf die wet nie vir jou alles in detail nie. Onthou, in landbou werk ons met produkte wat mense se gesondheid en die omgewing kan beïnvloed. En dan boer ons ook in 'n internasionale omgewing deesdae. So internasionale uitvoerende vereistes oor veiligheid, residue en aanspeurbaarheid is baie streng en hoog. So onverantwoordelike gebruik kan nie net die produsent se reputasie skade aanrig nie, maar ook landbou in Suid-Afrika se reputasie. Rentmeesterskap is dus 'n professionele en morele verantwoordelikheid van elke produsent. Onthou, wetgewing kan verander, maar die verantwoordelikheid bly die konstante. So onlangs was daar 'n hofuitspraak gewees en miskien kan jy vir ons bietjie net sê waarom dit nodig was om hierdie rentmeesterskap gesprek aan die gang te sit na hierdie uitspraak. Daar was 'n bietjie onsekerheid oor die sekere terme binne in die 2023 en 2011 wetgewing wat gepubliseer is. Die hof het toe nou gaan uitspraak lewer om te sê dat die terme beperkte landbouprodukte en beperkte gebruik landbouprodukte soos onderskeidelik in die 2023 en 2011 wetgewing gepubliseer is, nie dieselfde beteken nie. Dit het dus gemaak dat produsente steeds beperkte landbouprodukte of landbouchemikalieë kan aankoop sonder om 'n gesertifiseerde plaagbeheer-operateur, die sogenaamde PCO, hoef te wees. Nou, hierdie PCO's, mag produsente nou hierdie goeders gebruik sonder om te registreer? Hulle mag, ja, in sekere gevalle. Daar is tog sekere gevalle wat die produkte steeds onder die 2011 wetgewing val en wat ons boere tans op die plase gebruik, die sogenaamde wat jy ook kan gaan kyk na die plaagbeheerprodukte, soos byvoorbeeld sekere berokingsprodukte. Hulle moet jy nog steeds 'n PCO-sertifikaat kan voorlê om dit aan te koop. Maar die ander produkte kan hulle koop. Ons moet net onthou, verantwoordelikheid bly dieselfde. Die etiket moet gevolg word, mense moet beskerm word, toepaslike wetgewing moet nagekom word. Met ander woorde, die administratiewe vereiste het dalk verander, maar die plig om veilig en verantwoordelik op te tree het nie verander nie. Stefan, gesels bietjie met ons oor wat die risiko's nou sal wees wanneer hierdie plaagdoders verkeerd gebruik word. Dit is steeds ernstig en werklik. Ons praat van chemiese blootstelling, jy praat van omgewingsimpak en dan praat jy selfs van siviele en strafregtelike verantwoordelikheid en aanspreeklikheid deur die produsent. Dit bly gevaarlike stowwe en dit vereis behoorlike opleiding om dit reg te gebruik. Jou behoorlike beskermende klere en toerusting, jou sogenaamde PPE en dan ook streng etiketnavolging. Die produsente moet onthou dat daai etiket 'n wetlike dokument is wat nagevolg moet word. Onverantwoordelike gebruik kan dan ook lei tot aktief onttrekking, soos ons al reeds in die verlede gesien het gebeur. So veilige en verantwoordelike gebruik is dus die sleutel tot volhoubare landbou in Suid-Afrika, voel ek. Nou, is daar 'n klassifikasie onder verskillende groepe of kategorieë wat hierdie stowwe dan val? Ja, nee, daar is 'n klassifikasie rondom daai stowwe. Almal is groep 1B kategorie, groep 1 kategorie B stowwe wat jou gevaarlike stowwe is. Dit word ook in die GAS etiketeringsstelsel so aangeteken
met die sogenaamde skull and crossbone piktogram en dan ook die hazard statements, as ek dit so kan stel, wat vir jou sal sê hoe gevaarlik die produkte is. So dis belangrik om korrekte opleiding te hê sodat jy jou etikette kan lees en kan verstaan. So jy het nou genoem van die opleiding wat so belangrik is. Hoekom moedig julle dan die produsente aan, behalwe om te verstaan wat hulle gebruik en aankoop, maar hoekom is hierdie PCO opleiding so noodsaaklik? Man, dis die veiligste en die mees verantwoordelike pad om te gaan. Dit help produsente om die etikette te kan, om die produkte te kan reg klassifiseer, om die etikette te kan verstaan en te kan reg deurgee. Dit help om die werkers te kan beskerm en dan om bestaande wetgewing na te kom. Opleiding help ook om ongelukke te voorkom. Dit beskerm mense en dit help om volhoubare internasionale mededingende landbou te verseker. Nou wanneer dit kom by hierdie internasionale uitvoere, daar's baie streng uitvoervereistes, soos wat jy vroeër ook genoem het. Hoe raak hierdie uitvoervereistes natuurlik ons Suid-Afrikaanse boere? Man, as daar sekere residievlakke is wat nie reg is nie, word skepe net afgekeer en word die vragte afgekeer. So dit kan baie negatiewe impak hê op enige boer wat produkte oorstuur en dan kan dit ook in ons chemiebedryf 'n groot rimpel effek hê rondom aanbevelings wat gemaak is ensovoorts. Het regulasies oor die jare so erg geword of so verander dat dit is moeilik vir die produsente om by te hou? Ek dink nie regtig heeltemal so nie. Dis nie 'n administratiewe las nie. Ek dink dis net 'n geval van opleiding wat dalk 'n bietjie agterweë gebly het. Maar ek dink wetgewing is maar redelik streng. Dit is nie dieselfde as wat dit 10 jaar terug was nie. Ek dink dit word baie strenger toegepas. Daar is meer inspekteurs wat fokus hierop van die departement landbou se kant af. So ek glo ons boere is in 'n moeilike situasie wat dit aanbetref, maar ek dink ons probeer om die administratiewe las en daai so lig as moontlik vir die boere te maak, sodat hulle kan voldoen aan alle wetgewing wat vereis word. So Stefan, vertel vir ons net 'n bietjie vinnig wat julle prakties doen om adviseurs en produsente te ondersteun. Want ons sorg dat ons genoeg opleidingsaksies reël vir ons produsente om as PCO's te kan kwalifiseer. Ons sorg dan ook dat ons gewasadviseurs so goed moontlik oplei sodat hulle ook die risiko's kan verstaan. Ons lei hulle ook op as gesertifiseerde PCO's en ons vereis dit van ons gewasadviseurs sodat hulle die regte inligting en aanbevelings op die plaas kan maak. Nou, jy het ook vroeër 'n bietjie geraak aan hierdie persoonlike beskermende toerusting of PPE soos wat ons dit ken. Hoekom is dit so belangrik as dit kom spesifiek op plaasvlak? Man, jy moet jou mense beskerm en dis tog die belangrikste gedeelte wat daar is. Ek het gehoor in die verlede of onlangs was daar gesprekke gewees wat mense byvoorbeeld gesê het die PPE wat uitgedien is by handskoene byvoorbeeld het die ouens gebruik om warm te bly. So die opleiding wat daarmee gepaard gaan is ook baie belangrik. Die handskoene is daar om jou te beskerm, nie om warm te bly nie. So ek dink dis 'n belangrike gedeelte ook dat die regte goed gegee moet word, maar dat die regte opleiding ook saam met dit gegee moet word, sodat die mense weet hoe om dit reg en korrek te gebruik. Stefan, so wat is jou kernboodskap dan aan produsente in hierdie tyd van effense onsekerheid? Man, Dopie, my boodskap is eintlik net eenvoudig. Wetgewing kan verander, maar die konstante bly verantwoordelikheid. Daar's beperkte landbouprodukte, maar gebruik daai produkte met respek, volg beste praktyke en etikette, beskerm jou mense, beskerm jou plaas en beskerm die toekoms van landbou in Suid-Afrika. Stefan, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir die werk wat julle doen. Is ons gas op Groot Plaas vanoggend, Stefan van Dijk, hy is die nasionale verhoudingsbestuurder van Intelligram, bietjie te gesels oor rentmeesterskap wanneer dit kom by landbou. Dit is al waarvoor ons tyd het so op 'n maandagooggend. Ons hoop jy dit saam met ons geniet en dan skakel dan weer môre in op Groot Plaas waar ons weer saam kuier. Jy moet 'n lekker dag hê verder.